Goeiemôre julle en baie welkom terug by vandag se aanlyn diens. Vandag wil ek vir julle vra, wie van julle hou almal van flieks met superheroes in? Ek is seker meeste van julle het al 'n fliek gekyk waar daar 'n superhero in was. Het julle al agtergekom dat al hierdie flieks oor die superheroes het amper dieselfde storielyn? Ons ontmoet die superhero. Dit lyk asof alles in die fliek goed verloop totdat iets verander. Die bad guy kom in. Op hierdie punt lyk dit gewoonlik asof die situasie hopeloos is en asof die bad guy gaan wen. Dan gebeur daar gewoonlik iets besonders wat veroorsaak dat ons superhero sterker en beter en groter word as wat hy was. En dan draai die hele storie weer om en ons superhero wen gewoonlik aan die einde van die dag. Klink dit vir julle bekend? Vandag begin ons met 'n nuwe deel van die Bybel. Die naam van hierdie boeke is die Evangelies. Dis 'n bietjie moeilik om te sê, so ons gaan dit saam klap in lettergrepe. Evangelies. Hierdie groep boeke is die eerste groep boeke in die Nuwe Testament. Kan julle nog onthou dat die Ou Testament is alles wat gebeur voor Jesus se lewe en die Nuwe Testament is alles wat gebeur na Jesus se geboorte. Vandag gaan ons 'n baie belangrike beginsel leer uit die Evangelies uit. Hierdie beginsel is die middelpunt van ons geloof. Kom ons lees saam uit Johannes 10 vanaf vers 7 tot vers 18. Jesus het toe weer vir hulle gesê: Voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het, is die diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Die dief kom net om te steel en om te slag en te verwoes. En ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Maar die huurling en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug. En die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar. En die huurling vlug, omdat hy 'n huurling is en niks vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder, en ek ken my eie en word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader, en lê ek my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde, een herder. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê, om dit weer te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê, en ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Hierdie storie is dalk nie oor 'n superhero nie, maar dit gaan beslis oor 'n held wat iets vir ons kom doen het. Hy het sy lewe vir ons kom neerlê. Jesus verduidelik vir ons dat ons soos die skape is en hy is ons getroue herder. Geen wolf kan by die skape kom as die herder hulle beskerm nie. Daar kan ook geen skape in die kraal kom sonder dat die herder hulle daar plaas nie. In hierdie storie is die skaapwagter soos die superheroes wat die bad guys moet veg. Jesus het sy lewe kom neerlê vir jou en hy het die duiwel reeds oorwin. Net soos wat die skaapwagter die skape veilig hou Jesus vir my en vir jou ook veilig. Net soos wat die skape deur die skaapwagter in die kraal ingaan, gaan ek en jy deur Jesus om by God en by die hemel uit te kom. Ons moet Jesus aanneem en hom die koning van ons hart te maak. Hy moet ons skaapwagter wees. En net soos wat die skape luister na die skaapwagter wanneer hy met hulle praat, net so luister ons ook vir Jesus wanneer hy met ons praat. Vandag wil ek hê jy moet vir jouself 'n groot plakkaat gaan maak en jy moet die naam van Jesus daarop neerskryf. Plak daardie plakkaat bo die kusyn van jou deur, sodat elke keer wat jy deur jou deur stap, kan jy onthou dat Jesus is die weg en Jesus is die deur waardeur ons gaan. Kom ons leer nou die 4 evangelies met handbewegings. Die eerste een is Matteus. Ons maak 'n hoofletter M deur ons van ons vingers gebruik te maak. Die volgende boek is Markus. Nou gaan ons 'n klein letter M maak deur van ons hande gebruik te maak vir Markus. Die volgende boek is Lukas.
Lukas was 'n dokter wat 'n baie gedetailleerde opname van Jesus se lewe gemaak het. Ons maak 'n hoofletter L met ons hande om Lukas te onthou. Die volgende boek is Johannes. Johannes was die eerste disipel en hy was ook die enigste disipel wat saam met Jesus gegaan het tot by die kruis. Hy het ook geskryf dat Jesus is die woord van God. So ons gaan 'n W maak, 'n hoofletter W, onthou dat Jesus is die woord van God vir Johannes. So kom ons kyk of julle kan onthou. Ons het Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Baie mooi. Dankie dat julle vandag saam met ons gekuier het. Kom ons sluit ons oë in gebed. Dan sien ons julle weer volgende week. Hemelse Vader, dankie dat ek u kind is deur die bloed van Jesus. Dankie dat u my beskerm soos 'n skaapwagter sy skape veilig hou. Help my om nooit te vergeet wat u vir my gedoen het nie. In Jesus naam. Amen.